'n Gevaarlike kombinasie van koue, reën, sneeu en sterk winde kan probleme veroorsaak. Welkom terug by hierdie week se Standard Bank Landbou Weervooruitsig. Gevaarlike toestande kan van 9 tot 11 Augustus oor veral die sentrale en suidelike dele van die land voorkom. Veeboere moet dus betyds voorsorg tref terwyl ryp ook oor verskeie binnelandse gebiede moontlik is. Intussen versterk die El Nino met die SOE vir Julie baie naby aan historiese rekordvlakke, maar wat dit beteken vir reënval en die weer is almal nog onseker oor. Hierdie episode word met trots aan jou gebring deur Standard Bank, Syngenta en Condi Graanbemarking. Goeiedag. Ja, die winter is nog glad nie verby nie. Hier is nog 'n baie sterk frontale stelsel wat hier oor die naweek en na die naweek vir ons baie onstuimige weer gaan bring oor groot dele van die land. Ons kan sien op 9 Augustus, veral die suidelike, suidwestelike dele van die land, eerstens die sneeu oor die suidelike dele van die Noord-Kaap, die berge daar, sneeu op die Kaapse berge, en tweedens dan reën wat oor die Kaapse suidkus en die ooskus gedeeltes kan voorkom, en redelike neerslae van 20 mm of meer is moontlik. Ook oor die res, suidwestelike dele reën wat kan voorkom. Op 10 Augustus braai hierdie baie koue toestande, eintlik die nat toestande en sneeu uit, en oor groot gedeeltes van die suidelike dele van die Noord-Kaap, Oos-Kaap, en dan ook na Lesotho se kant toe. Daar is ook 'n moontlikheid van sneeu oor dele van Namibië, so baie koue toestande en natuurlik dan reën wat kan voorkom. As ons kyk na die minimum temperature, want ons is baie bang vir baie swaar ryp op hierdie stadium, veral vir ons druiweboere in die Noord-Kaap, kan ons sien die blou gedeeltes is waar dit onder vriespunt gaan. So die koudste gaan hier rondom 11 Augustus wees, dele van Namibië, die suidwestelike dele van die land, dele van die Oos-Kaap en Lesotho, so ryp kan voorkom vir hierdie volgende klompie dae hier van 9 tot omtrent 12 Augustus. Maksimum temperature gaan ook baie skerp daal, so ons dagtemperature. En op 10 Augustus, die groen gedeeltes, die donkergroen is onder 10 grade en die ander kleure van groen so hier rondom 14 grade. En ons kan sien behalwe vir Limpopo gaan temperature baie laag wees, ons dagtemperature hier rondom 10 Augustus. Kyk ons na die reën dan vir hierdie volgende week, kan ons sien van 6 tot 12 Augustus, redelik reën oor die Kaapse suidkus, die kusgebiede van die Oos-Kaap, asook KwaZulu-Natal, waar meer as 25 mm en plek dalk meer as 50 mm kan voorkom. Maar daar kan ook oor groot dele van die land 'n bietjie ligte reën hier tussen, kom ons sê minder is 10 mm, 10-20 op die meeste. En dit is veral ons graangebiede wat nog baie kwesbaar is, ons somergraangebiede, want daar is nog baie grane, veral mielies, wat gestroop moet word. So daar is 'n gevaar, dan veral hier van die naweek tot omtrent Dinsdag, Woensdag se kant. Kyk ons 'n bietjie na die El Nino wat besig is om te gebeur. Nou hierdie is die gemiddelde seeoppervlaktemperature, die anomalieë of afwyking vanaf die gemiddeld. En ons kan sien aan die regterkant Suid-Amerika, links onder Australië. Die rooi-bruin gedeeltes is warmer as normale seetemperature. En een van die goed wat nog onsekerheid kan gee oor die werklike impak van El Nino, is hoe hierdie ontwikkeling lyk. As dit redelik warm bly aan die linkerkant, waar die sirkel om is, dan kan dit wees dat die El Nino nie so negatiewe effek gaan hê nie. Maar as ons aan die ander kant regs onder kyk, baie sterk ontwikkeling wat plaasvind, wat dui op 'n meer tradisionele El Nino. Net om vir te sê of om te wys, in 2009-2010 was daar ook 'n sterk El Nino. Ons kan sien die rooi seeoppervlaktemperature,
Maar dit was meer oor die sentrale dele van die Stille Oseaan. En nader aan Suid-Amerika was dit nie so warm nie. En daardie seisoen 2009-2010 met die El Niño het ons bogemiddelde reënval gehad. So dis waaroor dit belangrik is om te sien wat besig is om te gebeur. Dit lyk nie asof hierdie jaar, alhoewel daar nog redelike ontwikkeling meer na die sentrale dele toe is, hierdie situasie gaan gebeur nie. As ons kyk na die verskillende Niño gebiede, hoe lyk seeoppervlaktemperature, die afwyking vanaf die gemiddeld. So hierdie was van September verlede jaar af. Die boonste paneel is Niño 4, dis die een naaste aan Australië, en die onderste Niño 1.2 of 1+2 naaste aan Suid-Amerika. En ons kan sien, wat die naaste is aan Suid-Amerika, die bruin gedeeltes ontwikkel baie sterk, terwyl die Niño 4 nader aan Australië besig is om af te koel. En dit ondersteun die siening dat ons nie hierdie ontwikkeling meer na die westelike gedeeltes toe gaan kry, en eerder 'n meer tradisionele El Niño. Die El Niño ontwikkel baie sterk. As ons na die suidelike oscillasie-indeks kyk, hierdie is die maandelikse gemiddeld vir die afgelope omtrent 12-13 jaar. Onder die lyn, die rooi, is El Niño neigend, bo die lyn La Niña neigend. En as jy heel regs onder kyk, Julie maand was die waarde amper minus 27, en dit is geweldig negatief, El Niño neigend. As 'n mens gaan terugkyk in die geskiedenis van 1876 tot nou, dis so 1800 maande, is die huidige of die situasie in Julie was die 13de op die lys van mees negatiefste syfers of indekswaardes. Dis redelik 'n nuwe terrein, ons weet nie wat om daarvan te maak nie. So ons sal moet 'n bietjie kyk wat gaan gebeur, en ons sal kyk wat soort scenario's kan ons hieruit opstel. Hier wys ons juis die laagste of die laagste SOE waardes vanaf 1876, en onder die lyn is die bruin, dis die SOE waarde, en bo die lyn is die maande, so maand 12 is Desember, en wat interessant en dalk belangrik is dat dit die eerste keer is in 'n baie lang tyd, dat Julie maand so negatief is. Daar was 1 of 2, of ek dink dit was 82, 83, waar Julie redelik negatief was, maar nie so negatief soos tans nie. So baie interessant wat in die volgende tyd gaan voorlê. En hierdie is waarskynlik een van die redes, hierdie baie sterk ontwikkeling, hoekom daar globaal sulke uitskieters tans is, en baie of te veel reën, of te min reën, of te warm, met hierdie geweldige sterk ontwikkeling. So opsommend, baie natte toestande met sneeu, daar kan redelike sterk suidoostewinde ook voorkom, so supergevaarlike toestande vir ons veeboere, veral in die suidelike dele van die Noord-Kaap, Vrystaat, Oos-Kaap, en selfs KwaZulu-Natal. Ryp kan voorkom oor die suidwestelike binneland, en selfs die westelike dele van Namibië, die Noord-Kaap en suidelike dele van die Vrystaat, en suidwestelike dele van KwaZulu-Natal. Redelike swaar reën oor die suidoostelike en oostelike kusgebiede, maar daar is ook reën moontlik, nou nie so baie nie, oor die grootste deel van die land, met die uitsondering van die verre noordelike gedeeltes. En dit is hier vanaf 9 tot 11 Augustus. El Niño ontwikkeling en die suidelike oscillasie-indeks is naby rekordwaardes vir Julie maand. So hier is baie interessante goed wat besig is om te gebeur. Oor die interpretasie is ons nog nie seker nie, want ons is in nuwe terrein. So ja, mooi loop en lekker boer. Powerful weed control. Just became more flexible. K-Mix enhanced. Your new 1-can pre-emergence herbicide for maize.
Baie dankie Johan. Hierdie episode was moontlik gemaak deur Standard Bank, Syngenta en Komdi Graanbemarking. Baie dankie dat jy geskakel het. Sien weer volgende week.